Goeiedag almal, ons lees in Psalm 16 vers 8 hierdie wonderlike belofte. Dawid roep uit en hy sê, ek weet dat die Here is altyd naby my. Hy is altyd by my. Nou hierdie frase, God is altyd by my, dui op geloof dat God altyd teenwoordig is en dat hy ondersteun en ook beskerm. Wat 'n bron van vertroosting is dit nie. Die Here is teenwoordig en hy wil betrokke wees by ons as mens. Hy wil jou lei, hy wil jou beskerm, hy wil jou ondersteun. Weet, in moeilike tye en onsekerheid in jou lewe verklaar hy homself as Elohim, die Here wat by jou is. Die Here gebruik hierdie woorde Elohim, om na Jesus te verwys met die Hebreëse naam Immanuel, God met ons. Ons vind dit daar in Jesaja 7 vers 14. Daarom sal die Here self aan julle 'n teken gee. Kyk, die maagd sal swanger word en 'n seun baar en hom noem Immanuel, God met ons. Jy weet, die Here beloof ons sy kragtige teenwoordigheid in die volgende tekste. Matteus 28 vers 20 en kyk, ek is met julle al die dae tot aan die volëinding van die wêreld. Jesaja 41 vers 10, wees nie bevrees nie, want ek is met jou. Kyk nie angstig rond nie, want ek is jou God. Ek versterk jou en ek help jou en ek ondersteun jou met my reddende regterhand. En dan Psalm 23 vers 4, al gaan ek deur 'n dal van doodskaduwee, ek sal geen onheil vrees nie, want U is met my. Jy weet, waar jy ook al is en wat jy ook al nou in die gesig staar, roep die naam van die Here aan, daardie naam wat jou geloof, jou vertroue en jou verwagting kan versterk. Roep uit en sê, hy is Elohim, hy is Immanuel, God met my. Spreek jou gevoel van hoop en optimisme uit in die aangesig van teenspoed deur uit te roep, Immanuel, God met my. Immanuel, God met my, beteken dat jy nooit alleen is nie, selfs in jou donkerste tye, hy is daar. Wat 'n voorreg en wat 'n versekering is dit nie om te weet, Immanuel, God is met my.